brief verklaar die woord, dat sonder my kan julle niks doen. Die woord sê vir ons, Here, dat elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat U is God, en buiten U is daar geen ander nie. En ons is volgens dit een doen, Here, om U te verheerlik en U naam groot te maak. Baie dankie vir die voorreg, Here, ons bid vir wat siek is vanoggend, hulle wat nie kan wees nie, Here. Ons bid vir elkeen van hulle, en ons vra in Jesus naam, Here, dat Julle sal aanraak, Here. Die woord sê op Jesaja 53:5, Here, U wonde is daar genesing. Ons bid nou vir genesing, ons bid genesing, ons bid vir krag, ons bid vir wysheid vir elkeen van ons, Here, dat ons elke dag van ons lewe, Here, die regte besluit sal neem. Want U goedkeuring sal wegdraai, Here, ons eer U vanoggend daarvoor. Dankie vir die woord wat vanoggend uitgeleer het. Dankie dat ons as 'n familie vanoggend hier met mekaar kan wees, Here. U ontspan ons kinders, Here. En ons eer U daarvoor vanoggend. Ons opgewonde, Here, want ons weet by God. Dat waar jy instap in die duisternis uit te stap, Here. Waar jy instap moet seer uitstap. Waar jy instap moet siek uitstap, Here. Waar jy instap, Here, moet bekommernis uitstap, Here. Ons weet, die is vanoggend hier teenwoordig, Here. Ons eer die soete Heilige Gees vanoggend hier in ons midde welkom, Here, as eregas, Here. Ons vra vanoggend dat U van sitplek sal beweeg en dat U in elke behoefte vanoggend sal voorsien. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Goeiemôre. Sê vir jou langs jou, is lekker warm, trek jou baadjie uit. Sê vir jou langs jou, God is good. Amen, all the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Ek staan vanoggend eintlik hier so met 'n getuienis. Nou, as hy iemand is met 'n getuienis, dan moet jy van die hand vir my opsit, gaan ek julle gou 'n geleentheid gee. Ons moet getuig, is belangrik. Die wêreld daar buite moet hoor dat ons dien 'n goeie God. Amen. Wat is sy naam? Sy naam is Jesus. Amen. Die soete naam, die soetste naam wat ek en U ooit oor ons lippe kan bring, kan uiter is die naam van Jesus. So, my dogter kom sy daar by ons huis aan, my klein Mila, en Mila is, ek dink sy is 18 maande oud, en sy het nou geleer om te sê halleluja. En terwyl sy het sê op baie ouderdom, steek sy hande op, en sy sê, jy moet nou mooi luister, maar jy kan hoor, dis halleluja, wat sy sê. En ek besef net een en weer dat haar fondasie word reggelê in daai huis. In daai familie word haar fondasie word reggelê. Sy word geleer van Jesus. En ek sit daar agter en ek staan agter pastoor Johan en ek dink so dat ons is so bevoorreg om vanoggend hier te kan sit en te kan sê dat Jesus is my koning. Want dit kon heeltemal anders gewees het. Ek het in 'n huis groot geword waar my ouers my geleer het van Jesus. Amen. Wat in my sonnaskool toe gestuur het, wat ek al gaan leer het van Jesus. En vandag, ek sê altyd, ek sê dat, hoe bepaal mens jou rykdom? Wanneer jy kyk na jou kinders en jou kleinkinders, dan bepaal jy jou rykdom. En ek dink, oom Leon en Tannie Vida hier soos vanoggend skatryk. Hulle het baie kinders, en hulle het verskriklik baie kleinkinders. Nie so baie kinders nie. Nie so baie kinders. Amen. Ons het bevoorreg. Nou, ons het gister het ons die voorreg gehad, en dit was absoluut 'n voorreg om Tannie Elise se 80ste saam met hulle te vier as familie. En terwyl ek was sit en almal so oor Tannie Elise praat, dink ek net aan 'n brief wat ek eendag gelees het wat toe my oupa oorlede is in die 60s. Toe het iemand nou 'n brief geskryf, want hy was 'n wel bekende man, hy was baie bekend in die boksring en die persoon het geskryf, hy sê, I knew men among men. En terwyl ek was sit gister, besef ek dat I knew a woman, of I know a woman among women, Tannie Elise. Amen. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? En ons dank die Here vir 80 jaar vir Tannie Elise, en ons weet die Here gaan nog baie jare spaar. Sy het gesê, sy gaan die kantoor werk tot 96, gaan sy so wees. En dan gaan Tannie Rachel bevat. Dan gaan Tannie Rachel bevat. So, ons bid vir Tannie Elise regtig nog baie geseënde jare, en ons weet dat die seën van die Here rus op haar. Amen.
Okay, kom ons is volgende nie by mekaar. Ons gaan vanoggend het ons familiedag, julle weet dit net. En ek luister so nou Andries en Navikus, en as hulle praat van die oord, dan praat hulle nie van hulle self, van Maarten, hulle praat van almal in die oord, want almal in die oord waar hulle bly, is hulle boeties en sissies. Amen. Soos ons vanoggend boeties en sissies is. Hoe jy dit volgend? Ons is een in Christus. Amen. En dit is hoekom ons het so 'n paar maande terug, het ons in laas jaar, het ons besluit dat ons wil 'n familiedag inbring by ons gemeente, elke tweede Sondag, dan elke tweede maand, die laaste Sondag van die maand, wil ons dan natuurlik die familiedag instel, en dan is belangrik dat ons ook tyd met mekaar spandeer. Amen. Want ons kom in die oggend, kom ons in die kerk in, en ons sê van hulle, en vraag kobaar, en dan gaan ons sê, en hoe gaan dit? En die maklikste ding is om te sê, goed. Is dit nie? Terwyl dit reg goed gaan, nee. So ons moet tyd regtig spandeer, as kinders van God, dit is ook belangrik. Goed. Is dat enig iemand 'n getuienis? Niemand nie. Goed. Ek gaan ons 'n gedeelte lees daar in Matteus 22. Hy sê 'n wetgeleerde stel vir Jesus 'n vraag. Nou daar wil die wetgeleerdes, die skrifgeleerdes, die fariseërs, hulle wou Jesus heeltyd uitgevang het, nee. Sê, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom so, jy moet die Here jou God lief hê. Hoe? Met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Hoe moet ons hom lief hê? Met ons hele hart, met ons hele siel, en met ons hele verstand. Moet ons hom lief hê. Dan sê hy verder, sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Met ander woorde wat Jesus vir die wetgeleerdes sê, is dat, as jy God en jou medemens waarlik lief het, jy van selfspreekend al die ander wette sal onderhou. Amen. Jy sê, dis waar het begin. Dis waar het begin. Wat is my en jou eerste prioriteit vandag? Is dit om Jesus lief te hê? Dit is nie ons eerste prioriteit nie. Ons eerste prioriteit vanoggend is om toe te laat dat Jesus my lief het en jou lief het. Want dan gaan dit vir my maklik wees om hom lief te hê. So laat toe vanoggend en sê, Here, ek maak ook vanoggend. Ek gaan toelaat dat U my lief het. Ons lees in Josua 24:15. En ek wil net vir die saam luister toe. Josua 24:15. Ek weet, as jy een highlighter het al verpen daai, merk dit vanoggend. Hy sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar ook aan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. En ek wil hier met hierdie onderstreep, hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En vir ander woorde, as hoof van sy familie, neem hy 'n besluit. Jy neem 'n besluit en sê, nie net ek nie, maar ek en my familie, ek en my gesin, ons sal die Here dien. Hoekom neem hy daardie besluit? Want God stel hom aan as hoof van daardie huishouding. God stel hom aan as hoof van daardie familie. En hy moet daardie besluit om te sê,
dat ek gaan my kinders, soos hy en haar, kyk ons onder haar vlerk inneem, gaan ek my kinders onder vlerk inneem, en ons sal die Here dien. Vandag vier ons alweer familiedag, en is dit net weer nodig om te besef hoe belangrik jy in jou huisgesin, jou familie as 'n familie in Christus vir hom is. Wat hier die woord vir ons, hy sê, a family that pray together, stay together, ne? Amen. What is a family in God's kingdom? Ek wil graag vir julle lees, laat die voorraad mag, ek wil graag vir die bring asseblief. Dis jou nie, ja. Maar bring of ek sal gou kry. What is a family in God's kingdom? Ek wil net gou vir julle lees. Goed, hy sê dit so, hy sê, in the context of God's kingdom, as described in Christian theology, a family is often viewed as a spiritual unit, united by faith and shared values, rather than just biological connections. This concept extends beyond traditional family structures to include all believers who are considered part of God's spiritual family. In this view, members of this family are bound together by their relationship with God, their adherence to Christian teachings, and the commitment to supporting and loving one another. This broader understanding emphasizes the idea of unity and fellowship among believers as integral to living out their faith. Nou vir my 30ste verjaarsdag hierdie jaar. Hoekom lag jy nou? Lyk ek nie 30 nie? Ok, vir my 57ste verjaarsdag hierdie jaar, toe het Elsie dan weer vir my verrassing soos altyd, en sy is baie, jy kry niks wat uit. As sy iets beplan vir jou, dan is dit so groot geheim dat niemand nog af weet nie, want as jy nog weet, dan gaan sy jou deel sien. So sy hou dit geheim, niemand weet nie. En dan altyd wat sy vir my sê is, al wat jy moet saam bring net jou ID boek en bring jou donkerbril, is al wat jy moet doen. En dan denk ek, waar gaan ons nou weer? Gaan ons luchtballon ry, waar gaan ons? En dan klim ons die kar naar reis, en dan sê sy, ok, draai links hier, draai rechts daar, en dan gaan eet ons nog by, dis wat ons nou hierdie keer gedoen het. En toe kom ons by Buffelspoort, dan sê ek nou gereel, ons gaan Buffelspoort vir die naweek, ek en sy. En ons loop in hierdie chalet in, met 3 kamers. Sy het nou vir my na plek gekry met 3 kamers, en ek sê, ou poliesman, en dan begin ek al klaar een en een met mekaar, so ek weet my kinders is op pad. Dan loop ons in, en sy sê vir my, hierdie kamers aan die 2 binnen, sy van hierdie kassie tussen binnen, kan hy nou wegskuif te weet, Jacques en sy vrou, of Alicia, en hulle gaan daar smaak. En alles wat Elsie doen, en sy 2 pakke peanuts verkoop, en 2 pakke, 4 pakke chips, en ek eet nie so baie nie, so ek het geweet my kinders kom. En die oomlik toe hulle daar kom, die klein kinders allemaal gehardop kom. Toe is my naweek gemaakt. Amen? Toe is my naweek gemaakt. What is a family in God's kingdom? Mattheus 3, as jy kan sien toe blaai. En ek wil vir julle sê dat as ons as familie in Christus onsself gaan verneder en toelaat wat God ons op die regte tyd verhoog, gaan ons op die plek kom waar die Here ons wil hê. Ek kyk gister ek na Morney en ons staan trots vanoggend om te weet dat een van ons seuns is 'n springbok vandag. En ek gaan kyk na die stelling wat hy gemaak het, iets soos 9 jaar terug, het gesê, binne 10 jaar van nou af gaan ek 'n springbok wees. En dit het vroeger gebeur, want ons tyd is nie God se tyd nie, né?
en God het hom op die regte tyd, het God hom sy gegee die begeertes van sy hart, want ons spreek lewe met die tong, en ons spreek dood, en hy het lewe gespreek. En ek kyk gister na hom, en ek sê ook van die Shannon, dat hy is vir my so voorbeeld van, en ek het baie dink in my skoonseun, Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees, nederig, en dit is wanneer ons iets in die lewe gaan bereik, want ons gaan nederig voor Jesus begin raak neem. Amen. Mattheus 3 vers 31 tot 35. Nee, ek het, Marcus, sorry, ek is jammer julle, Marcus. Marcus 3. En ons lees daar van vers 31. Die opskrif daar is die familie van Jesus. Hy sê sy broers en sy moeder het toegekom en terwyl hulle buite staan, stuur hulle na hom om hom te roep. En die skare het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, u moeder en u broers soek u daar buite. En hy antwoord hulle en sê, wie is my moeder of my broers? En hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil van God doen, dit is my broer en my suster en my moeder. Elkeen wat die wil van God doen, hy is my broer en my suster en my moeder. Hierdie woorde van Jesus dui daarop dat die verhoudings in die nuwe geestelike gesin wat tot stand kom, uiteindelik belangriker en blywender is as die in die biologiese gesin. En dit is presies hoekom ons besluit het om hierdie familiedag elke tweede maand in te stel. Hier sien daar moet 'n eenheid kom. Dit is nodig vir ons, daar moet 'n eenheid kom in God se kerk. In die breë en ook van kardinale belang in hierdie gemeente. Amen. Wil jy deel wees van hierdie familie? Ek wil deel wees van hierdie familie. Want jy is my boetie, jy is my sussie, jy is my ma, jy is my pa. Ek wil deel wees van hierdie Christelike familie. Vier baie belangrike punte wat ek wil aanraak vanoggend, en nommer 1 is, ons moet dit preek, en ons moet daaroor praat. Wat is die groot opdrag wat die Here ons gegee in Mattheus 28 vers 19? Hy sê, gaan dan heen. Ander woorde gaan vertel. Baie belangrik dat ons moet besef dat geen gemeente God se roeping sal verwesenlik sonder dat daar 'n eenheid is. Amen. So nodig om hande te vat. Want ek en jy kan hierdie nie alleen doen nie. Die Here sê in sy woord, hy sê sonder my kan julle niks doen nie. Een verslaan 1000, hoeveel verslaan 2, 10.000, hoeveel verslaan ons saam nie. As ons oor 'n saak gebid en ons stem saam. Want die woord van die Here sê, as jy saamstem oor 'n saak, 2 of 3 saamstem oor 'n saak, so sal dit wees. Amen. Wat veroorsaak eenheid en vrede? Dit gaan vir na Efesiërs. Efesiërs 4 vers 1. Die eenheid van die geloof, hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees soos julle ook geroep is, en een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Hy sê, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe
van Christus. Punt nommer 2, hy sê, praat oor hoe Jesus eenheid beklemtoon het. Johannes 17, gaan vir my na Johannes toe. En hoor die bid Jesus hier so Johannes, ons gaan net die 20ste tot die 26ste vers lees. Hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos die Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil daar wees. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld nie geken nie, tog het ek u geken. En hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het die naam aan die aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak sodat die liefde waarmee u my lief gehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Punt nommer 3, modelleer dit. How do we define module? Hy sê generally a module is not functional on its own. Johannes 15:5. Jesus sê, hy sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom. Hy sal dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Kan ons dit vanoggend verklaar, Here, sonder u kan ek niks doen nie. Amen. Ek het al soveel keer in my lewe het ek mense ontmoet wat dinge probeer het sonder dat hulle God deel gemaak het daarvan. En dan werk het nie. Dan werk het nie. Jesus sê, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, kyk, ek staan met die dier en klop, as jy oopmaak, sal ek inkom. En dan lees ook in sy woord, hy sê, die wat soek sal vind. Die wat klop vir hulle sal oopgemaak word. Vir die wat vra sal gegee word. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Punt nommer 4, ons het nodig om hande te vat van, as ek gesê, 1 verslaan 1000, 2 verslaan 10.000. Hoeveel kan ons as gemeente en die kerk in die breë nie saam verslaan? Wanneer ons kyk na die familie, die huisgesin, dan sal ons sien dat God baie ernstig is oor die rol wat elkeen van ons moet vertolk. Nou ek onthou toe ek in die huis gebly het, saam met my ouers, dit was seker vir my ook die beste tyd van my lewe. As kind in my ouers huis, daar was geen bekommernis nie. My pa het op my ligvriende aankom afsit, toetrek, seker gemaak ek het genoeg geëet en die fondasie gelê. Hy het my geleer van Jesus. Amen. En ek sê altyd dat, ongeag ons finansiële het ons nie breed gehad nie, maar ek het die beste kinderlewe gehad in my ouers. Die beste kinderlewe. Nou wat se rol vertolk die pa in die familie, in die gesin? Jy sien, God het die pa geskep vir 'n sekere doel. God het die ma geskep vir 'n sekere doel. God het nie die ma geskep om die pa se rol te vertolk nie.
God het nie die pa geskep om die ma se rol te vervul. God stel die pa aan as koning, priester en profeet. Wat doen 'n koning? In Johannes 18:37 bevestig Jesus sy koningskap tot Pilatus om vra of hy 'n koning is. En Jesus antwoord hom so: hiervoor is ek geroep en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die wêreld te getuig, elkeen wat vir die waarheid is. Luister na my stem. 'n koning, wat doen 'n koning? Hy sê, die koning heers, hy regeer en sy woorde dra gewig. Jy sien, die pa wat God aangestel het as hoof van die huishouding, het nodig om op te staan en daardie rol as koning in daardie familie te vertolk, onder die leiding van die Heilige Gees. Amen. Ek kan onthou, ons het so 'n paar jaar terug, hele paar jaar terug, het ek en Elsie 'n familie naweek gaan bywoon, 'n gesinsnaweek, of 'n huweliksnaweek, was meer 'n huweliksnaweek gewees, en die persoon sê toe dat God het in die begin het hy vir Adam geskape. En toe sê hy dat is nie vir Adam goed om alleen te wees nie, en hy het 'n diepe slaap op Adam laat val, en hy neem een van sy ribbebene en hy maak vir hom 'n hulp wat by hom pas. En hy sê dat die vrou moet die man onderdanig wees. En toe hy uitloop, toe kom jy vir die man wat saam ons op hierdie kamp was, sê hy vir sy vrou, hy sê, gee jou bankaartjie. Jy het gehoor wat die man sê. En dis nie Gods hart nie. Amen. Want God het my nie geskape en my nie die aangestel as hoof van my huisgesin, of as koning, priester en profeet in my huishouding, om met 'n ystervuis op my vrou te heers, glad nie. Glad nie. As jy met 'n ystervuis op jou vrou heers, dra nie God se goedkeuring weg nie. Jy heers oor haar met liefde en met geduld. Hetzelfde vir die mense van ons huwelik bevestig dat die vrou is 'n geskenk van God aan die man. Wat doen 'n mens met 'n geskenk wanneer jy hom kry? Jy koester dit, jy poleer dit, jy kyk daarna. So die koning heers, hy regeer en sy woorde dra gewig. 'n Koning beskerm sy koninkryk waaroor hy aangestel is, en net soos Jesus moet jy beskerm wat God aan jou toevertrou het. God het vir jou daai vrou, daai geskenk gegee, en God het vir jou daai kinders en daai kleinkinders gegee om hulle te beskerm, om hulle te leer in die woord van God. Dan stel die Here ook die man as priester in sy huis. Hy sê priester is iemand wat deur God geroep is om die woord van God aan sy mense te verkondig. Amen. So wat moet ek as pa doen? Ek moet by die voete van Jesus bly en hoor, wat sê die Here, wat wil die Here vir my en vir my gesin hê? Pastoor Leon en elke pastoor in hierdie kerk, en pastoor Shane en elkeen van ons in hierdie kerk, het nodig om by die Here te hoor, Here, hierdie is ons gesin. U het aan ons toevertrou. Ons is die vaders van hierdie gemeente. Wat wil u vir hierdie gemeente hê? Vir my boeties en my sissies. Die priester moet geestelike leiding in jou huis neem. Met ander woorde, godsvreesend lewe en Jesus sy eerste prioriteit maak. Amen. Wat het ons nou nog gesê? Wat is ons eerste prioriteit? Om Jesus lief te hê, maar toe te laat dat Jesus ons lief het. En as ek gaan as hoof van my huis en ek laat toe dat Jesus my lief het, dan gaan dit nie vir my 'n probleem wees om my vrou en my kinders lief te hê. Dan stel die Here, maar ook alles profeet. Hy sê, moet die woord van God tydig en ontydig verkondig. Ek gaan gisterand en ek gaan sit met 3 klein kinders, het gisterand met ons oorgeslaap en ek gaan op die bed en ek sê vir ons sit alles af, ons bid saam. Hulle moet eendag kan sê dat my oupa het vir my gebid.
Jou kinders moet eendag kan sê dat my pappa en my mamma het vir my gebid. Hulle het my geleer van Jesus. Sy moet die woord van God tydig en ontydig verkondig. 'n Profeet luister na die stem van die Heilige Gees en dra dit aan sy gesin oor. Wanneer ons kyk na die vrou stel God stel die vrou aan as koningin en prinses in haar huishouding. Jy sien, die Here het nie die vrou geskape om koning, priester en profeet te wees, nie. Hy stel haar aan om koningin en prinses in daardie huishouding te wees. Om wat te doen om die koning by te staan, te ondersteun en vir hom in te tree in gebed. Bid vir jou man, bid vir die hoof van jou huis. Daar sekere besluite wat hy partykeer moet neem, wat nie altyd maklike besluite is nie. Bid vir jou man, bid vir die hoof van daardie huis, bid vir die gemeente, bid vir pastoor jou, ons herder, bid vir hom. Die koning heers nie oor die vrou met eystervuis, maar met liefde en met geduld. Handelinge 16 vers 31 sê, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Romeine 10 vers 19 sê dit so mooi sê, as ons die Here Jesus met ons mond bely en met ons hart glo, dan sal ons gered word. Handelinge 2:38 sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde. Hy sê, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Psalm 133, wil jy vir my soek die braai? Psalm 133, die opskrif daar is die broederlike liefde, 'n betervaartslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Kyk hoe goed en lieflik is dit, dat broers ook kan saamwoon. Sien, die digter gebruik olie en dou om oorvloed en lewe te versinnebeeld. Ek gaan vra dat hy nou so vorentoe kom. Ons gaan nie baie lang wees vanoggend nie, want ons gaan tyd met mekaar spandeer vanoggend. Deuteronomium 28 vers 1 sê, en hy sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, sal al hierdie seëninge jou inhaal. Hy sê, geseën sal jy wees in die veld, geseën sal jy wees in die stad, geseën sal wees jou bakskottel. As ons wat gaan begin doen, as ons gaan begin luister na die stem van die Here ons God. Amen. Wat is die groot gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. En ek wil ons ook vanoggend dat ons almal afbeweeg vorentoe as 'n familie. En as dit reg is, pastoor Johan gaan vra, pastoor Johannes gaan lei in gebed. En vir ons as 'n geestelike familie, vir ons as 'n kerkfamilie, bid vanoggend. Wie het gebed nodig vanoggend? Ek het. Wie het gebed nodig vir sy familie vanoggend? Ek het. Want sonder Jesus kan ek niks doen nie. So ons eer die Here vanoggend vir die voorreg wat ons het om as familie hier voor sy troon te kan sit. Julle kan maar vorentoe kom uit, baie dankie. Dis al interview so daar kom. Soos vir ons 'n goddelike voorreg om vanoggend aan
U kan. U kan, Here. Pastoor Leon sê altyd, en Pastoor Leon senior het ook altyd gesê, hy sê sy hart was nooit gewees om hierdie gemeente vol te kry, die banke vol te kry nie. Maar ons doel hierso is, ons doel hier is, om siele te red. Amen? Om siele na Christus toe te lei, en die Here toe te laat, om daardie siel te red. Dit is ons behoefte in hierdie gemeente, en dit is ons doel. En elkeen van ons is vanoggend hier met 'n spesifieke doel. Amen? Want vanoggend het jy 'n afspraak met die koning van die konings, met ons Pa, Jesus Christus. Ek gaan vra ons sal begin vorentoe beweeg. Ons almal. Ons gaan hande vat hier voor, ons gaan Pastoor Johan vra, ons te lei in gebed, en ek weet hy gaan ook vir ons nog skrif gee. Ons kom neem in wat hy vanoggend vir ons gee,